Kersfees is die begin van die beste verhaal, met die beste middel en die beste einde. Sonder Kersfees is daar geen goeie Vrydag of Paasfees nie, en sonder Paasfees het Kersfees geen doel nie. Maar dit herinner ons ook juist daaraan, dat die pad van hierdie verhaal nie met rose geplavei is nie. Dit is ook besaai met trane. En nie eers aan die einde met die kruisiging nie, maar reeds van die begin van Christus se geboorte af. Kom ons lees Matteus 2 van vers 16 af. En toe Herodes sien dat hy deur die wyse manne mislei was, het hy baie woedend geword en gestuur en in Bethlehem en in al die omstreke daarvan al die seentjies van 2 jaar en daaronder laat ombring, ooreenkomstig die tyd wat hy van die wyse manne uitgevra het. Toe is vervul wat deur Jeremia die profeet gespreek is, toe hy gesê het, 'n stem is in Rama gehoor, rouklag en geween en groot gekerm. Rachel beween haar kinders en wil nie vertroos word nie, omdat hulle daar nie meer is nie. En dit is 'n donker bladsy in 'n helder boek. Maar selfs hierdie tragedie was deel van God se meesterverhaal. Die kind wat Herodes wou doodmaak, sou eendag die dood self doodmaak. God se voorsienigheid is nie 'n teorie nie. Dis 'n realiteit wat deur die geskiedenis loop soos 'n goue draad. Selfs die trane van Rachel was nie buite God se plan nie. Elke traan in God se verhaal word uiteindelik, kan jy sê, 'n diamant van genade wat sy heerlikheid verkondig. En dis die troos van Advent. Die verhaal is nog nie klaar nie, maar die einde is seker. In die geloofsbelijdenis van Nicea bely ons dat Christus weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die lewende en die dode. Dit beteken elke onreg sal reggestel word. Elke traan sal afgedroog word. Elke slagoffer sal weet dit was nie te vergeefs nie. Die waarheid is nie net vir Bethlehem nie. Dit is vir elke plek waar bloed gevloei het, gebede opgestyg het. Vandag op 16 Desember onthou ons die slag van Bloedrivier. 'n dag van stryd, maar ook 'n dag van voorsienigheid. Die voortrekkers het 'n gelofte gemaak. As God hulle verlos, dan sal hulle die dag elke jaar as 'n dankdag soos 'n Sabbat deurbring. En God het voorsien. Teen alle menslike verwagtinge in, het 'n klein groepie gelowige manne 'n oorwinning behaal wat die loop van die geskiedenis sou verander. Nie deur hul eie krag nie, maar deur God se beskikking. Die ironie van die geskiedenis is dat die grootste oorwinnings dikwels begin met die grootste swakheid. 'n handvol mense teen 'n magtige leer. Dis dwaasheid in die oë van die wêreld. Maar dis wysheid in die oë van God. Die gelofte van Bloedrivier is 'n herinnering dat God se voorsienigheid nie net in Bybelse tye daar was nie, maar ook in ons eie geskiedenis. Dit is 'n oproep om te onthou dat dankbaarheid nie 'n opsionele ekstra is nie, dis 'n heilige plig. Die voortrekkers het geweet, as God voorsien, moet ons aanbid. Hoe pas dit in by Advent? Advent is 'n tyd van afwagtende voorbereiding, maar ook van herinnering. Ons wag op Christus se wederkoms, maar ons onthou sy eerste koms. Ons wag op die finale oorwinning, maar ons onthou die oorwinnings wat hy reeds gegee het. Die gelofte roep ons op om te leef met 'n hart van dankbaarheid en 'n hand van gehoorsaamheid. Dit roep ons op om te erken dat elke oorwinning, elke voorsiening, elke straal van lig uit God se hand uitkom. En dit roep ons op om die dag heilig te hou, nie net as 'n kulturele tradisie nie,
maar as 'n geestelike daad van aanbidding. God se voorsienigheid is vir ons 'n anker van hoop. En wanneer jy die donker sien, onthou dan die lig wat reeds gekom het. Wanneer jy die chaos sien, onthou die orde van God se plan. Wanneer jy al die trane sien, onthou die belofte van die Here, ek maak alles nuut. En wanneer jy die gelofte onthou dat elke gelofte venster is na die groot gelofte, die belofte van God, dat hy sy volk nooit sal verlaat nie. Hoe leef ons in hierdie waarheid in adventstyd? Eerstens, deur dankbaarheid. Vier God se voorsienigheid in Bethlehem, by Bloedrivier en in jou eie lewe. En tweedens, deur gehoorsaamheid. Hou jou geloftes, nie net met jou lippe nie, maar met jou lewe. En derdens, deur hoop. Wanneer jy die donker sien, wanneer jy die stryd sien, onthou die lig en die oorwinning. Onthou die kroon. Rachel huil, maar sy sal getroos word. Die voortrekkers het gebid, en God het geantwoord. Ons wag, en Christus sal kom. Advent roep ons op om te hoop op daardie dag, wanneer elkeen sal getuig met 'n lied van lof van elke oorwinning wat die Here bewerk het, wat vir ons 'n voorsmaak is van die ewige vreugde waarheen ons op pad is. Kom ons bid saam. Here, U is oorwinnaar oor alle dinge. Ons dank U vandag vir die wonder, nie net daar in die velde van Bethlehem, Judea nie, maar ook hier in ons eie land. U wonderdade gee in ons hoop vir die toekoms wat in U hande is. Ons smag na die finale oorwinning wat op pad is. Kom Here Jesus, kom gou. Amen.